Wat 'n voorreg om saam te kan wees vanaand. As mense net kan besef hoe belangrik is dit om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Maar ons bly julle sien en glo ons kan vanaand 'n geseënde aand hê. Toe Pastor Pieter my vanoggend nader en vra toe, sê Here, wat bring ek nou? Ek gewoonlik vat 'n bietjie meer tyd vir voorbereiding saam. En ek slaan my Bybel oop daar agter terwyl ek daar sit. En hy val oop op Psalm 2, vers 12. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons aan Psalm 2. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Kus die seun. Nou wonder wie van julle is verlief, was verlief? Ek glo die meeste van ons. En wanneer weet jy 'n verhouding gaan vorentoe gaan? As daai eerste soentjie gegee word. Dan kan die jongen nie wag om ma te soen en sy, en dan gaan sy huis toe en hy gaan huis toe, sy het my gesoen, ek nie gesoen. Dan weet jy, daar word 'n verhouding gebou. En dit is presies wat hierdie woord sê, kus die seun. Dit is presies wat dit teken, en sien het dit 'n hoofletter geskryf, Jesus Christus. Hoe lyk u verhouding met die Here vanaand? Hoe lyk die saak met die Here vanaand? Is hy maar net daar vir jou? Is dit baie gewoond in verhoudings kom ons en ag, sy is net daar, hy is net daar. Of is dit nog 'n verhouding wat jy het met mekaar? En dit is 'n belangrike punt. Ek en my vrou praat nou die dag daaroor. Einde van die maand, as die Here wil, 31 Januarie, is ons 50 jaar getroud. Ons ken mekaar bietjie langer. En toe sy sê toe hierdie woorde, ek het geweet jy was ernstig toe jy die eerste keer gesoen het. En daarom is dit so belangrik om te sê, baie van ons het met die Here ontmoeting gehad al. Maar soos in baie verhoudings gaan dit word afgewater. Nie meer dieselfde belangstelling nie. Maar ek wil met u praat vanaand, om 'n liefdesverhouding met die Here aan te knoop en aan te hou daarmee. Kom ons kyk wat sê die woord vir ons. Die Amplified sê, kiss the Son, pay homage to him in purity, lest he be angry and you perish in the way. For soon shall his wrath be kindled. Oh, blessed, happy fortune to be envied are all those who seek refuge and put their trust in him. Mooi woord as ons kyk daarna. The Message vertaling sê dit so, kies Messiah. Your very lives are in danger, you know. His anger is about to explode, but if you make a run for God, you won't regret it. So ons het 'n keuse om te maak vanaand. Kus die seun, wat maak ons? Kies beteken in Hebreëus iets besonders, nasha. Through the idea of hastening up, fasting up, om vas te maak. That to kiss, also as a mode of attachment, to equip, to honor. Dis wat die Hebreërs sê van kus, to kiss. Through the idea of fasting up, nader te trek by mekaar. Die oomblik as jy die seun kus, gebeur daar iets. Jy kom nader aan hom. Baie mense daar buite, en ons ken dit as, jy baie vriende en familie en so wat net in 'n verhouding is. Dat is nie naby nie. Hou mekaar nie vas nie. They don't stick to one another. Maar wanneer die kus kom, is dit 'n teken. Ek wil naby jou wees. Ek wil nader in jou kom. Ek wil jou deel maak van my. Ek wil jou vasmaak aan my. En dit is wat dit beteken hierso. Dan gaan ons verder. Johannes 5:23, sodat almal die seun kan die een net soos hulle die Vader eer.
Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Om te kus beteken ook jy eer iemand. Jy sien hulle raak, sê jy is myne, jy is kosbaar. En hulle voel veilig by u, en jy voel veilig by hulle. Net soos dit as ons die Seun vereer ons die Vader. Maar baie mense praat van die Here, maar ken hulle die Here, vereer hulle hom, die hulle doen en late, die hulle alledagse lewe. Hoe baie het ons dit al gehoor, as daai persoon sê sy Christen, stel die belang nie. Want die verering is nie dan aan God die eer te gee, wat jy uitgebring het nie. Maar die saak is genaamd dat u moet besef, hoe belangrik is dit. Die Amplified sê van die vers is so mooi. So that all men may give honor, reverence, homage to the Son, just as they give honor to the Father. In fact, whoever does not honor the Son does not honor the Father who has sent him. Met ander woorde, as ons nie die Seun vereer nie, kan ons nie die Vader vereer nie. Word jou die Vader vereer in jou lewe. Wat jy beweeg, wat jy doen elke dag, elke oomblik. Dan is daar ernstige waarskuwing in hierdie gedeelte ook vers 12 van Psalm 2. Dit dat hy nie toornig word en jy op die weg vergaan nie. You know his anger is about to explode. Die Here kan toornig word, die Bybel praat daarvan. Wanneer gaan hy toornig word? Wanneer gaan dit gebeur? Nadat sy bruid op die aarde kom haal het, gaan hy toornig word. En ek wil nie daai dag op die aarde wees as Jesus gekom het, die tweede keer op die aarde sy voet op die lyfwerk sit, sê, gaan hy die lyfwerk in twee spleet, wat gaan gebeur? Gaan die toorn van die Here losgelaat word. Ek voel jammer vir die mense wat dan sê, ek wil hemel toe gaan. Maar dit is te laat. Ons kan nie bekostig om die bruilofsmaal van die lam te mis nie. Want wanneer jy iemand kus, dan lei dit uit na 'n bruilof. En die bruidegom, die hemelse seun, wag vir elkeen, sê ek soek my bruid. Want my bruid elkeen van ons wil hê. Daarom moet jy regmaak, voordat sy toorn kom. Openbaring 6:16 praat van dit. 6 en 7 sê daarvan. Vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verheer ons vir die aangesig van hom, verberg is vir die aangesig van hom, wat op die troon sit, en vir die toorn van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Ek weet ons wil nie altyd die dinge hoor nie, maar ons praat van herlewing, die Here met my praat, sê, herlewing sluit ook in, dat kosbare siele moet gered word, dan moet die evangelie gepreek word. En vanaand moet eintlik die evangeliediens wees. As by 'n gospel meeting, that lives can be changed, dis waaroor dit gaan. Hy sê in King James, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Ek onthou baie jare die wat by die park gekom het, so in die 70s, 80s. By die konferensie was my pa een van hulle, die korte oom het altyd so gesing het, en dit was een van sy liede wat hy gesing het, The Great Judgment Morning. I dreamt that the great judgment morning had come. And the mense, and they say, and they called to the rocks and the mountains to fall on them. Dis nie werklik plek as Jesus kom sy toorn nie. Dis nie plek waar jy kan sê, ag ek sal Jesus skuil. Nee, dis nie daar nie. As jy nie die seun nou kus nie, gaan sy toorn losgelaat word. En dis ook belangrik is ons moet besef waar we gaan het. Van Jesus terugkom aarde toe,
Wat gebeur dan? 2 Tessalonisense 1 vers 6 tot 9 gesê, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Mense moet besef, daar's 2 sake. Of ek kus die seun nou, en ek is lief vir hom, ek bewandel my lewe saam met hom, ek is in 'n verhouding met Jesus Christus, of ek wil die evangelie nie gehoorsaam wees nie. En mense, dit is 'n ernstige saak. Ek het verlede dag was in Brakpan gewees, daar gaan bedien, en toe tref dit my weer, so 1973 rond, my ouma en oupa daar gebly, en ek my stiefoupa, in Brakpan in Prince George Land, waar die kerk ook is, en ek sê aanbel is jongs en ek is 19 jaar oud, en ek praat met ouma en oupa toe die Here my geroep vir die bediening, en praat met ouma, sy was 'n kosbare mens, sy het van kleins af gesê, ek moet regmaak daarvoor, vir my oudste seun Pieter, as hy hom sien, en sê sy klein pastoortjie, bestaat nie my lees gaan kuier vir haar nie. Hy sê, Dad, as jy vir ouma Doopie gaan kuier, of klein, hulle sê klein ouma, gaan kuier by die huis. Ek sê, hoekom? Sy sê, ek sê klein pastoortjie, wil nie wees nie. Waar is hy vandag? In die bediening. En hy het altyd vir my gesê, ek wil sê, jy is 'n jonge jakkel weg van die Here, af jy weet as 'n roeping op jou lewe. Maar dis die grootste, en die aand sit ek by tafel by ouma en oupa Nooi, het was my stiefoupa soos ek sê, en hy was 'n rowwe man, 'n harde man. As hy daar kom, u wat daai tyd geleef het in son en bewus is, het die klein bruin sigarettes, klein sigaartjies gerook, een na die ander. Sy whisky was altyd by hom gewees op die tafel. En hy kon vloek op haar. Hy was nie skaam om te vloek of iets te sê nie. Hy is blind in al 2 sy oë. Een het verloor in 'n mynongeluk, ander met jare blind geword. En terwyl ek met ouma praat, dit wat die Here doen, kom 'n traan in sy oë. Ek sê, oupa, nou? Hy is in sy 80's. Hy sê vir my hierdie woorde, ek wens ek het die geleentheid soos jy nou het, as 'n jong seun om die Here te ken. En hy bly stil. Met daai trane wat uit daai blinde oë uitkom, sê maar ek het die geleentheid gehad. Sê ek toe jonger was, het ek verby 'n kerk gestap, en ek hoor die evangelie boodskap, gaan in, en daar word 'n uitnodiging gemaak, toe sê ek is nog te jong, daar's te veel dinge wat ek moet nog doen, ek moet my bekom in my werk, ek toe troue, en hy sê, nou het ek getrouwd, nou moet ek huis opsit vir my vrou en kinders en al die dinge. En sê my seun, nou besef ek, dis te laat. Hy sê, bid tot 4 ure op 'n dag, maar hy bid en ek koop die hemel vas, dat is niks nie. En ek praat met hom, ek sê, oupa, dit is nie laat nie. Wil jy nie jou hart aan die Here gee nie? Wil jy nie ontmoeting met die Seun van God? En sê, ja. Daai aand kyk my oupa na die Here toe. Ons is geheer, my ma is geheer, toe ek wil sê, oupa, vir die Here aangeneem. Kom 2 weke later daar, hy sê vir die pastoor gereël van die kerk, hy gaan hom laat doop. 2 weke later kom ek weer daar. En wat sien ek? Die drank vloei ergens uit van tevore. Die sigarette word meer gerook as aan iets anders. En hy vloei erger as iets anders. En ek sê, oupa, wat nou? Hy bly agter een van die groot kerke, is net agter hom, daar in Brakpan. En hy sê, nee, my dominee was gister van die kerk. Sê ja. En hy sê van hom dat hy benaai dominee,
gaan baie moet beantwoord. Sê vir hom ook, dit is nie nodig jy is as 'n kind gedoop. Dit is nie nodig om weer dit te doen nie. My oupa val terug in daai toestand. Probeer met hom praat, hy wil niks weet nie. Hy sê, los my uit. Ek is reg soos ek is. Oupa kom tot sterwe 'n paar maande daarna. Dit was by sy begrafnis en al die dinge. En my ouma praat met my, sy sê, weet jy wat? Ek het vir die Here gevra, sy naam was Koos, waar bevind Koos homself nou? Sy wil weet. En die Here wys haar. Hy sit nakend in 'n hof, op onderste bo. Hy sal oordeel en hy weet hy sal oordeel. Hoekom? Die oomblik om die seun te kus het aangebreek. Maar hy sy rug gedraai teen die woord. Hy wil die evangelie nie glo nie. En as iemand vanaand dalk hier sit, en jy voel, ek moet luister wat sê die woord, ek moet doen wat die woord sê, wil ek sê, doen dit haastig. Moenie uitstel nie, moenie sê, op die regte ding is om te doen, nie die regte ding is nie. Hoor die woord van die Here, die woord sê, baie duidelik. Johannes 3 vers 3 kom Nikodemus na Jesus toe. Hy sê, goeie meester, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? Wat sê Jesus? Jy moet weergebore word. En hy begin redeneer, gaan lees vers 4 van Johannes 3. Maar hier is 'n mens, so groot mense, hoe gaan jy weer terug in die skoot van jou moeder in? Jesus antwoord hom nie eens daarop nie. Wat doen Jesus? Vers 5. Jy moet weergebore word uit water en gees om die koninkryk van God in te gaan. Dit is belangrik. Moenie vanaand hier sit en wonder om wat ek te doen, ek gaan dalk te laat wees. Ek weet nie kom sê dit, die Here weet dit. Dit was nie my boodskap opgeteken so nie. Inflaming, die engel sê King James, inflaming vengeance. Taking vengeance upon them that know not God, and that they do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Kom in lyn met God se woord. Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Ek wil nie daai woordjie lees nie. Ek wil nie sê, Here, ek wil U toorn beleef. Ek wil my verhouding, ek wil die seun kus. Ek wil pad met hom stap. Ek wil daar wees en ek weet hy is daar vir my. Hy gaan my nooit begewe of verlaat nie. Hy gaan my deurdra. Want ek het 'n verhouding met hom begin. Hebreërs 10:29-31 sê, hoeveel sware straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein af en die gees van die genade gesmaak het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weet die Here sal ook sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar hy is so liefdevolle God. Hoe is dit dat God dan mense om hel te stuur? Wraak neem. Hy is 'n liefdevolle God. Is omdat mense die kosbare woord verontagsaam. Hulle wil nie toegee daaraan nie. Hulle wil nie luister wat sê die woord. Ek meen, ons sit in die kerk vandag, almal mense gaan kerk toe, hulle kom kerk toe, gaan huis toe, maar hulle doen nie wat die woord sê nie. Die waarskuwing is ernstig. Daar gaan 'n dag van wraak kom. Wat dan? Hoe dan? Maak seker, jy het 'n verhouding met die seun. Die Amplified sê die woorde, how much worse, sterner and heavier punishment do you suppose he will be judged to deserve who has spurned and thus trampled underfoot the Son of God, and is considered the covenant blood by which he was consecrated, common and unhallowed, this profaning
it and insulting and outgoing the Holy Spirit to imparts. Waarskuwings wat die woord gee. Dis die seën voordat hy wraak neem. So ook wil uiteindelik Jesus sê, kom na my toe. Ek wil jou red, ek wil jou verlos, ek wil jou vrymaak. Ag my Here, ek sal later. Nee, vandag as jy sy stem hoor, moet jy dit doen. Who imparted grace and merited favor and blessing of God? We know him who said, vengeance is mine, retribution, and the meting out of all justice rests with me. I will repay, I will exalt the compensation, says the Lord. And again the Lord will judge and determine this, and solve this, and settle the cause of the cases of his people. God sal oordeel. Daar kom 'n oordeelsdag. It is a fearful, formidable, and terrible things to incur the divine penalties and be cast into the hands of a living God. Ek wil nou sê, Here Jesus, wil nie wag tot daai oomblik aanbreek. Jy gaan dit nie maak nie. 'n Jong vriend van my, toe ek in my matriekjaar was, dan Kreeusdorp. Baie keer met my kom gesels pauses, dan sit ons daar buite. Dan sê Pieter, praat met my oor die weer van die Here, God se liefde, Jesus se liefde. En praat ek met die ouetjie, deel met hom. Sê vir hom eendag, jy nie, wanneer gaan jy regmaak? Sê ek sal nog. Voor die einde van die jaar is hy, en 'n klomp jong mense, daai tyd was daar Robinson lyk die plesier oor daar. Is hy en 'n ander vriend en 3 ander jong meisies in die kar. 2 dae oggends hou hulle stil by verkeerslig in Kreeusdorp West, Burgershoek. Wat gebeur? Staan by die rooi lig, 'n groot petroltank kom van agter, tref hulle karretjie, karsman in die brand. Die mense sê hulle vir blokke ver gehoor hoe die jong man uitroep, Here, help my, God, help my. Maar was te laat. Hy wil nie toegee, hy moes toegee nie. En ek wil praat met julle vanaand, maar nie te laat, maar nie wag, dat het te laat is nie. Openbaring 20 praat van die oordeel van die Here, die groot oordeelsdag, the great judgment morning. Wat boeke geopen is, en as dit bevind word, elke word volgens sy werke geoordeel, en as dit bevind word, dat jy naam nie in die boek van die lewe opgeskryf is nie, is in die poel van vuur gewerk. Ek wil nie daar wees nie, wil nie daar beland nie, want die seun sê, kus my, kus die seun. Weet dit, die Here wil jou red, hy wil jou uitred van dit. En ek gaan verder. Dit is 'n boodskap van redding. Dalk nie 'n wonderlike opgewekte boodskap nie. 'n Boodskap wat jy kan sê, ons sal jy wil. Maar glo dit was nodig, die Here het sê dit bepaal vir vanaand, dat die boodskap moet uitgaan. Iemand het dit nodig in hierdie plek. Romeine 6:23. Van die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Wat sê jy daarvan? Amplified say so mooi, for the wages which sin pays is death, but the bountiful free gift of God is eternal life through in union with Jesus Christ our Lord. Wanneer kom hierdie samensmelting saam? Die oomblik
as ek gehoor van sy liefde. Hy gee om. En ek besef, dit is tyd om die seun te kus. Sê Here, ek wil 'n verhouding met U bou. En U met my. Lord, I want this relationship with God. And I know I've got eternal life. Daarom is dit so belangrik vanaand te besef. Hoe staan my saak met die Here? Hoe lyk dit? Wat die posisie is dit? Wat die plek is dit? Het ek al die seun gekus? Have I kissed the son? Am I in a relationship with him? Of is dit saak van hoop? Jy hoop jy gaan dit maak. Ek hoop gaan dit maak. Ek gee altyd wat hier sê vanaand as jy eerlik is, sê ek wil hemel toe gaan. Nie iemand sê ek wil nie hemel toe gaan nie. Maar die vraag is, het jy al die seun gekus? Is jy werklik in 'n verhouding met die seun? Of wag jy vir sy raad om te kom? Ons weet daarom dit. Kom ons bid saam. Vader, ons sê baie dankie. Dat die woord kan ook uitgaan. Ons sê dankie vir die kosbare woord wat elke keer verkondig word van hierdie kansel af. Maar Here, daar is ook 'n tyd wat ons moet hoor wat sê die woord. Wat verklaar die woord? Is ek reg? Is ek gereed om my Heiland te ontmoet? Daarom ek bid, Heilige Gees, dat U die een sal wees, wat die trooster sal wees. Die een wat die woord sal breek tot ons harte. En as iemand die sit vanaand, onseker, Lord, not knowing what to do, but they shall have the surety by kissing the Son, becoming in a relationship with the Son. So I know the Son, He knows me, and I'm part of Him and He's part of me. And that's going to lead to eternal life. God's grace, God's mercy in my life. Dankie daarvoor, Here, dat ons kan weet, ons het die Heilige Gees as ons leidsman. En Heilige Gees gaan nooit opblyf met ons. Sê Here, Jesus, ek bid dit toe in die naam van Jesus. Ek glo dit sal so wees. In Jesus naam. Baie dankie, Here. Ek sê dankie. Ek weet, baie mense sê, ek dink ek is reg, my saak is reg. Ek het my maand ondervinding gehad, die 4de Mei presies te wees. Ek het die huwelik gaan bevestig by die Vaaldag, die Saterdag, van ons jong mense. En by die onthaal sê vir my vrou, voel nie lekker nie. Ouwe koos begin krens van ons slaap oor my skoonsister op die Nyskool, vroeg die oggend deurgery, Geef sy park om te bedien. Daai middag gaan ons huis te Bronkhorstspruit toe. Klim in die bed, maar ek siek, ek voel nie lekker nie. En terwyl ek daar lê, en ek kry myself amper jammer, my vrou kom kyk, en sy na my sê, sien ek slaap. En ek weet dit was lyk my omtrent so 8 uur van ons gaan aflei. Toe voel ek, my gees verlaat my liggaam. En so uit. En ek besef, Here, ek is besig om te gaan. En ek sê, Here, as jy my nou wil neem, is ek gereed om te gaan. Maar as jy nie wil ek my nou gaan, Here, is nog 'n werk vir my het. Stuur my terug. Wat gebeur? Een of ander tyd daarna, my vrou sê, sy het my kom, roep my geskit en gevat op daai oomblik daar, sy geen antwoord nie. Sy geen asemhaling nie. Sy bel die kind en sê, maar, jong, ek wil nie snaaks wees, maar jy moet maar jou telefone aan, dat is nie lekker nie. Toe die Here my weer terugstuur my liggaam, toe sê ek, Here, dankie. Maar ek was gereed om te gaan. Is u gereed as u so ondervinding het? Dink daaraan.
Maak jou saak reg met God voor dit te laat is. As iemand sê ek wil die seun kus, ek wil ontmoet, sê welkom. Sê Here, is ek wil. En as jy onseker is, maak seker vanaand. Dis al wat ek vra. Moenie uitstap sonder onsekerheid. Dat jy sal weet die Here is jou deel. Dankie daarvoor, die Here seën, Here wees met julle. Dankie Bas op die dag. Is hier opgewonden.